As jy die woordjie versoeking hoor, dan hoor jy, dit is die geleentheid om die verkeerde ding te doen. Maar versoeking is eintlik die geleentheid om die regte ding te doen. Hy kyk waar hy nie moes kyk nie. Hy neem wat nie aan hom behoort het nie, en wanneer die gevolge hom inhaal, probeer hy op die einde van die dag daardie sonde wegsteek. En iewes skielik is daar hierdie profetiese konfrontasie. Sonde se gevolg is dat jy altyd meer verloor as wat jy wen. Die genade van God konfronteer jou en my elke dag, omdat God vir jou meer en beter in gedagte het. God se konfrontasie oor jou lewe is nooit om jou te breek nie. God se konfrontasie is daar om jou te red. Want sonde is ietsie wat ons akkommodeer in ons lewe, waar ons sê, daar is iets in my lewe wat belangriker is as die Here Jesus Christus. God kan nie vir jou geluk en vrede buite homself gee nie, want daar bestaan nie so iets nie. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom die tema, want Februarie praat ons daarvan grotendeels om vry te kom van gebondenheid in jou lewe. En vanoggend staan ek 'n bietjie stil by 'n belangrike tema. Hierdie tema is nie ouderdomsgebonde nie, dis nie net vir tieners nie. Hoor julle? En as ek praat oor breek met geheime sonde, is dit nie net vir die jong mense nie. Dis vir ons as ouer mense ook. En daarom is daar nie 'n ouderdomsgroep gebonde aan dit nie. En vandag wil ek praat oor breek met geheime sonde. Breek met dit wat jou terughou. Breek met dit wat God wil hê jy moet breek. Paulus praat so hard en duidelik met ons in die woord. Hy breek met die ou manier van leef en hy sê hy maak dood daardie ou dinge. En daarom is dit so belangrik om vandag stil te staan en te hoor wat is God se hart rondom dit. Ek kan nie anders as ek vanoggend met jou praat oor breek met geheime sonde, anders met jou praat as met die storie oor Dawid nie. Besonderse koning, en die Bybel verwys na hom as 'n man na God se hart. Maar ons lees 2 Samuel 11 vers 12 en ons kom by 'n gedeelte af wat Dawid homself bevind by 'n plek of op 'n plek waar hy nooit bedoel was om te wees nie. Soos julle weet, leer 2 Samuel 11 ons, soos wat konings die gewoonte gehad het om oorlog te gaan voer, het Dawid by die huis gebly. En ek dink baie keer wanneer ons dit hoor, dan besef ons vind onsself ook baie keer by plekke wat ons nie bedoel was om te wees nie. Want versoeking het maar daardie manier om te sê, versoeking word 'n realiteit in ons lewe, wanneer ons dinge doen wat ons nie moet doen nie, wanneer ons by plekke is waar ons nie moet wees nie, en wanneer ons tussen mense is waarmee ons nie meer gemeenskap moet hê nie. Ons weet die realiteit daarvan is, die woord waarsku ons, slegte geselskap bederf goeie sedes. En daarom is dit so belangrik om te besef, dat Jesus wil hê ons moet in vryheid leef. En daarom leer ons uit die storie van Dawid, hoe om in vryheid te leef. Ons sien Dawid se lewe, hoe hy sonde pleeg, hoe sonde sy lewe verwoes, en op die einde van die dag sien ons hoe God herstel bring. Halleluja! En God bring herstel. En wanneer ons na hierdie geleenthede kyk, en wanneer ons na die woordjies soos versoeking hoor, is ons ingesteldheid baie keer negatief daaroor. As jy die woordjie versoeking hoor, dan hoor jy, dit is die geleentheid om die verkeerde ding te doen. Maar versoeking is eintlik die geleentheid om die regte ding te doen. En daarom is dit belangrik, dat ons moet besef, wanneer ons praat oor breek met geheime sondes, dat ons op die einde van die dag wil sê, dat God wil hê ons moet vry wees. En dis God se begeerte. Ons kyk na Dawid se storie, hy bly by die huis, konings moes gaan oorlog hou het, en hy bly by die huis, en nou verstaan ek elke keer as my ouma of my ouers vir my gesê het, hey, ledigheid is die duiwel se oorkussing. Julle onthou dit, dis so waar. En Dawid vind homself hier op 'n plek waar hy ledig is. Hy loop op die dak, hy sien iemand, 'n vrou wat besig om te bad, wat skoonheid, sien hy nooi haar in, sy word swanger, hy gaan verder probeer hy hierdie swangerskap begrawe, hy laat 'n man in die voorste linies beklei, sodat hy sou sterf, en nadat 'n man gesterf het, neem hy haar in as sy vrou. Eintlik 'n angswekkende storie, 'n verhaal as jy ons daarna kyk.
Besef jy, hoe is dit dat Dawid 'n man genoem word na God se hart, en wanneer jy na sy lewe kyk, sien jy hierdie raak, want Dawid leer ons ietsie. En ek wil hê ek en jy moet vandag stil staan by hierdie belangrike beginsels in Dawid se lewe. Sien jy, Dawid bly tuis, hy is 'n koning wat oorlog moes gaan voer. Hy's nie op die plek waar hy moet wees nie. Hy kyk waar hy nie moes kyk nie. Hy neem wat nie aan hom behoort het nie, en wanneer die gevolge hom inhaal, probeer hy op die einde van die dag daardie sonde wegsteek. En dit is wat geheime sonde doen. Geheime sonde, of eintlik selfs sonde, is iets wat altyd sag begin. Nooit 'n groot effek nie, altyd sag. En hy fluister hierdie volgende stem. Hy sê, niemand sal weet nie. Wie julle het al daai stem gehoor? Halleluja. Okay. Niemand sal weet nie, maar hierdie is 'n ander leuen wat kom. Jy sal dit kan beheer. En dit is die gevaar van sonde in ons lewe. Sonde en geheime sonde groei altyd. Dit vra altyd meer. Ons sien dit in Dawid se lewe. Hy het dit probeer wegsteek, die gevolge daarvan, en sy poging om dit te probeer wegsteek, het gelei na verder verval in sy lewe. Jy sien, sonde neem jou altyd verder as wat jy oorspronklik gedink het dit gaan doen. Sonde se gevolg is dat jy altyd meer verloor as wat jy wen. En daar is altyd net een wenner, en dis nie jy nie. En daarom is dit belangrik dat ons met hierdie dinge gekonfronteer word in ons lewe, want die Here wil hê ons moet in vryheid leef. In hierdie verhaal van Dawid kom hy skynbaar weg met die sonde. Niemand weet daarvan nie. Maar die Here stuur 'n profeet Nathan na hom toe, en iewes skielik is daar hierdie profetiese konfrontasie. Nathan wat vir hom 'n storie vertel oor 'n ryk man en 'n arme man, en hierdie ryk man wat hierdie arme man regtig waar uitbuit, en Dawid word kwaad oor hierdie storie wat Nathan hom vertel, en Nathan die profeet tree terug en sê, Dawid, jy is daardie man. En iewes skielik word Dawid gekonfronteer. En ek wil vandag vir julle sê, wanneer ons praat oor profetiese konfrontasie, is dit iets wat elke Sondag in die kerk gebeur. Dit is iets wat elke keer gebeur wanneer jy die woord van God vat en jy lees dit. Maar daar's ook twee belangrike dinge wat ons moet besef en moet onderskei. Profetiese konfrontasie is nooit oordeel nie. Ergens in die kerk het dit gebeur dat wanneer ons mekaar wil aanspreek en wanneer ons in liefde mekaar wil reghelp, dan neem ons dit baie keer as 'n persoonlike aanval, en die woorde wat uit ons mond uitkom moet my nie oordeel nie. Jy ken nie my lewe nie. Klink dit nie bekend nie? Maar profetiese konfrontasie is nie oordeel nie. Profetiese konfrontasie is waarheid. As jy profetiese konfrontasie of enige konfrontasie van 'n broer wat in liefde jou probeer reghelp sien as oordeel, dan gebeur 'n volgende ding. Dan kan dit maklik om oordeel te ignoreer. Is maklik. Is maklik om dit te regverdig as dit oordeel is. Maar wanneer dit waarheid is, kan jy dit nie ignoreer nie. Wanneer dit waarheid is, kan jy jouself regverdig nie. Want waarheid doen ietsie. Dit breek my en jou hart oop. En dit is wat met Dawid gebeur het. Dawid is op daardie plek waar hy sy sonde wegsteek en die Here konfronteer hom, maar in waarheid, en Dawid se hart word oopgebreek. En hierdie is die belangrikste beginsel wat jy vandag moet leer en jy moet verstaan oor God se konfrontasie. Die genade van God konfronteer jou en my elke dag, omdat God vir jou meer en beter in gedagte het. En wanneer die waarheid jou en my konfronteer, moet ons besef, dit was nie daarom Dawid te breek nie. God se konfrontasie oor jou lewe is nooit om jou te breek nie. Dawid se hart het wel oopgebreek, maar dit is nooit daarom om jou lewe te breek nie. Dit is nooit daarom jou te vernietig nie. God se konfrontasie is daarom jou te red. God se konfrontasie is nooit daarom jou te verneder nie. God se konfrontasie is altyd daarom jou te herstel. En God se konfrontasie is nooit daar dat jy voel jy word verwerp nie. God se konfrontasie is altyd daar om jou terug te roep na soveel beter. Is dit nie goeie nuus nie? Ek wil sê, is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie die evangelie nie? God wat jou en my terugroep na iets beters. Is dit nie die taal van die profete van ouds nie? Wat gereeld by die volk om stil staan en sê, hoekom drink julle by putte wat nie julle dors les nie? Hoekom eet julle brood wat julle nie versadig nie? En dis wat sonde doen.
Die skynbare belofte van vervulling, maar ek en jy word nooit versadig nie. En dan kom Jesus, wanneer hy by die tempel staan en dan sê hy, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal nooit weer honger nie. Hy sê ek is ware lewe en ek is die ware strome van lewende waters. Ek is die lewende water. En wie van my drink sal nooit weer dors nie. Vandag is dit my en jou realiteit. Jy kan kies waar jy wil drink. Die een het 'n resultaat en die ander een ook. Die ander een beloof vryheid, maar veroorsaak gebondenheid. Die ander een beloof vryheid en gee lewe. Want is dit tog nie wat die woord ons leer? Hy wat op die akker van die sondige natuur saai, sal die dood oes. Maar jy wat op die akker van die gees saai, sal die lewe oes. En God se woord konfronteer ons altyd om beter te wees. En daarom wil ek jou vandag vra, mag jou hart regtig oop wees vir die konfrontasie van waarheid in jou en my lewe. Waar ek en jy 'n bietjie introspeksie doen in onsself en onsself afvra, waarmee is jy besig? Is dit God se plan? Is dit God se wil? Want op die einde van die dag wil genade jou beter maak. En ons almal sê halleluja op dit. Sien iets hier gebeur met Dawid. Dawid kom op daardie plek waar hy besef, ek sien God se hart in die situasie raak. En hy spreek hierdie woorde uit, teen U alleen het ek gesondig. Jy weet, baie keer wanneer ons sonde doen in ons lewe en wanneer ons vasgevang word in die greep van sonde, dan dink ons dit is hierdie persoonlike oorwinning wat die vyand oor my kry. Ons bid eenvoudige gebede soos, Here, ek sal dit nooit weer doen nie. Met die gedagte dat ek en jy dit kan oorwin. En môre vind jy jouself maar weer met dieselfde ding. Wie van julle het al 'n gebed gebid? Jy gaan dit nooit weer doen nie, môre as jy weet wel. Dan is dit maar net hierdie patroon wat ons volg. Maar wanneer ons besef wat Dawid ons hier wil leer is, hy sê, Here, ek het teenoor U aanleenlik gesondig en U alleen. Dan besef hy sonde is iets wat ons verkeerd doen teenoor 'n heilige God. Dis nie 'n persoonlike oorwinning wat die vyand oor my het nie. Iewes skielik beweeg ek weg van menslike pogings om hierdie ding te wen. En iewes skielik wanneer ek besef dis iets teenoor 'n heilige God, wend ek my nie na my eie poging nie, ek wend my na die kruis toe. Ek val voor dit neer. Ek sê, Here, vergewe my en deur sy reddende werk herstel hy my. Hy gee vir my 'n nuwe hart en kans vir 'n nuwe begin. Dit is wat Jesus kom doen. En dit is wat Dawid ons hier wil leer. En mag ek en jy hierdie eerlike gebed ook bid. En mag ons dit besef, dit is iets wat jy verkeerd doen teenoor heilige God. Baie mense sal sonde vertaal en sê dit is om die doel te mis. En jou en my doel is om hom te verheerlik. Op die einde van die dag is dit wat sonde by ons kom steel. Die geleentheid om God te verheerlik. Dawid haal die masker af. Dawid hou op om homself te probeer regverdig. Hou op om kompromie te maak. En hy's eerlik met homself. Sien jy ware konfrontasie, besef jy eintlik wie jy is. As waarheid jou konfronteer, besef jy ek is klein in die teenwoordigheid van die Here. Want Dawid het gedink hy's groot. Maar die Here het hom weer klein gemaak. Hoekom? Want wanneer ek en jy klein is daar die geestelike besef in ons hart, waar ons weer op 'n plek kom, waar ons God weer groot vind. Waar ons God weer op 'n plek sit van waardigheid, en waar ons lewe na hom toe gerig is. Waar ons weghardloop van sonde, en die sogenaamde leuen van vervulling, en sê, Here, U is my alles, en U is die begeerte van my hart, en die begeerte van my lewe. Ek wil jou vandag vra, is Jesus nog steeds die liefling van jou siel? Is hy nog steeds die begeerte en die koning van jou hart? Of drink ek en jy by verkeerde putte? Eet ons verkeerde brood? En glo ons sal versadig word deur die leuen van die vyand. Die Here wil jou herstel. Hy wil jou herskep. Hy wil jou nuut maak. Kom ek gesels gou 'n bietjie met jou oor die effek van sonde in jou lewe. Want sonde is nie net hierdie klein dingetjie nie. Sonde het 'n vernietigende aard. Sonde is iets wat ek en jou akkommodeer wat lei tot skaamte. Wie van julle het al so ver geval dat jy op 'n vandag sukkel om te bid? Jy sê ek gaan maar vanaand bid onder 'n skuilnaam. Wie van julle was al daar? Ja, Here, ek is Jacques, maar noem my vanaand Dawid. Ja. Skuilnaam, skaamte oor die dinge wat ons doen. Dit neem jou vrymoedigheid weg.
Selfs in kerk sukkel jy om jou hande op te hef, want jy weet wie jy is. Jy weet aanbidding is hierdie spieël waarna jy kyk, en jou hande is laag en jou hart is laag, maar die Here wil jou vrymaak vandag van hierdie gebondenheid. Hy wil jou vrymaak van hierdie skaamte, hy wil jou vrymaak van hierdie oordeel. Want sonde bring ook selfregverdiging. Ek het 'n jong vriend gehad in 'n vorige gemeente. Sy naam was Andries gewees. En Andries was hierdie motorwerktuigkundige, maar Andries het 'n groot uitdaging gehad met drank. Verskriklike groot uitdaging. Andries het hierdie vir my gesê eendag. Hy sê, pastoor, jy weet, ek sê, ja, wat sê Andries? Hy sê, ek het nooit geweet drank is 'n probleem totdat ek dit gelos het nie. Dis die realiteit. Dis die realiteit wat sonde doen, daardie selfregverdiging, ons is goed om verskonings te maak. Maar die Here het soveel meer vir jou in gedagte. Sekere dinge waarmee ons besig is, wat ons gebonde hou. Die kompromie wat ons maak, die leuns wat ons glo. Ek is in beheer. Want dan kom 2 Timoteus 2 vers 22 sê, vlug van die begeerlikhede van die vlees. Onthou jy Josef se storie, toe Potifar se vrou in 'n hoekie vasdruk en sy hom hierdie uitnodiging gee om sê kom lê by my. Wat het Josef gedoen? By haar gaan lê of wat het hy gedoen? Hy het gehardloop. Jong manne, ek wil vandag met jou praat by die eerste teken van moeilikheid, hardloop. Hardloop. Nee, ek sal hierdie ding kan doen. Vlug van die begeerlikhede van die vlees. Vlug. Hoor mooi, vlug van die begeerlikhede van die vlees. Vlug daarvan. Moenie kompromie doen nie. Sien wat ons speel hierdie speletjie. En op die einde van die dag is die speletjie wat ons met sonde speel, het 'n ongelooflike slegte effek op ons verhouding met die Here. Want onthou jou redding is nie net 'n stand wat jy sê ek is nou gered en kind van God nie. Redding is 'n verhouding met die Here Jesus Christus. Dit praat van gemeenskap. En dis wat sonde kom doen, dit verbreek die gemeenskap. God verlaat jou nie, maar jy verlaat hom, sy sorg en sy hart. Jy raak besig met goed wat die Vader se hart bedroef. Jy raak minder ingestel op sy stem, want sonde praat al hoe harder. Jy hardop agter daardie vlees en agter daardie gees, agter daardie begeertes aan, en God se plan en sy wil vir jou lewe, en raak 'n kleiner realiteit, want die vlees praat harder. Onthou wat Paulus sê, daar's hierdie konstante stryd wat jy het, tussen die vlees en die gees. Hy sê, kom dan onder die heerskappy van God, en sê vir die duiwel, weerstaan jou, en hy sal van jou al wegvlug, maar met sonde beweeg ek onder God se heerskappy uit. Onder sy sorg uit. Ek kom op 'n plek waar ek sê, ek verlustig my eerder in iets anders. Die ouer generasie het gesê, sonde is niks anders as afgodsdiens nie. Want sonde is ietsie wat ons akkommodeer in ons lewe, waar ons sê, daar is iets in my lewe wat belangriker is as die Here Jesus Christus. Daar's iets wat belangriker is. Hoor Jesus se woorde wanneer hy praat oor geld en mammon en oor God. Hy sê, jy kan nie al twee lief hê nie. 'n verdeelde hart is 'n gevaarlike hart. Want jy sal die een lief hê en jy sal die een haat. Ek wil jou vandag sê, die Here roep jou dat jy 'n onverdeelde hart op hom sal hê. Dat jy uitverkoop sal wees vir sy plan en sy wil vir jou lewe. En dis Psalm 51 wat Dawid vanaf vers 11 skryf, en ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Hy sê, verberg u aangesig vir my sondes. Dawid het hierdie skaamte. Here, kyk wat het ek gedoen? Hy sê, en delg al my oortredinge en ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart. Want dis op die einde van die dag die krisis. Daarom het die Spreuke skrywer het gesê, bewaar jou hart van 'n bepaalde koers van jou lewe. Dawid weet, hy het iets toegelaat in sy midde, in sy hart. Hy sê, skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Hy sê, verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Vir Dawid was dit so 'n realiteit, want hy besef, die gevolge van sonde is dat dit die gemeenskap wat ons met God het totaal en al vernietig. Daardie fellowship wat jy met die Here het, vernietig dit. En hy sê, gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Hy sê, herskep in my hart daardie vreugde wat kom as ek weet ek is sondevry. En hier is die kruks, boetie en sussie, hier is die kruks.
Die Here wil vandag vir jou 'n nuwe hart gee. Want hoor mooi, ware bekering is nie net 'n omdraai nie. 'n Ware bekering is dat ek en jy op 'n plek kom waar ons sê, ek het 'n nuwe verlange na God. Ek begeer hom meer. Soos wat 'n hert smag, so smag ek na hom. Dit is om die gerigtheid en die fokus van jou lewe na hom toe te draai. Sê eers was ek lief vir hierdie dinge, maar Here, hierdie dinge, nee, ek is liewer vir U, Here. En daarom het die ou rabbies altyd gesê, die hoogste vorm van aanbidding wat jy ooit in jou lewe kan hê, is om nee te sê vir sonde. Want as jy nee sê vir sonde, sê jy ja vir Here en sy heerskappy in jou lewe. Hy word en is werklik waar dan die koning van jou hart en koning van jou lewe. Ware aanbidding is nie net die liedjies wat ons sing nie. Dis nie net ons ingesteldheid nie, maar dis jou lewensgerigtheid. Waarop is jou hart gerig? C.S. Lewis het 'n boek geskryf, Mere Christianity. En hy skryf ietsie wat my hart vreeslik waar gekonfronteer het. Hy sê, God doesn't want to make you happy, He wants to kill you. En ek lees dit en ek sê, wat beteken dit? Hy sê, ek en jy moet by daardie plek kom waar ons moet besef, dis nie ek wat weer leef nie, maar Christus wat in my leef. Sien jy, want God se doel met jou is nie jou geluk nie. God se doel met jou is jou heiligheid. Die Here wil nie jy moet 'n gelukkige huwelik hê nie. Hy wil jy moet 'n heilige huwelik hê. Groot verskil. Want sonde se aard en se fokus is dat ons geluk buite God wil vind. En dit kan nie gevind word nie. Daarom het die grootste teoloog die volgende gesê, God kan nie vir jou geluk en vrede buite homself gee nie. Want daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie iets soos ware vrede en ware geluk buite 'n verhouding met God nie. En as ek vandag vir jou sê, God stel meer belang in jou heiligheid, is dit die waarheid, as in jou geluk. Want in 'n verhouding met hom, word ware vreugde werklik gevind. En wanneer ek by daardie plek is, en wanneer ek vasgevang word in patrone van sonde, sê ek eintlik vir myself, heiligheid en geluk is teenoorgesteldes, hulle pas nie by mekaar nie. Wat onwaar is. Heiligheid is die bron van geluk. En as jy daardie beginsels besef, dan bewapen die Here jou vandag met 'n groter werklikheid. Want dan raak jy soos Dawid wat sê, herstel in my hart die vreugde wat kom as ek weet ek is sondevry. Baie mense vra my, hoekom loop ek die hele dag rond en sing? Hoekom is ek altyd lyk ek of dit altyd gelukkig is? Ek wil jou een rede. Ek is vergewe. Ek is vergewe. Ek is vergewe. En ek vind my vreugde in die werk van Christus Jesus aan daardie kosbare kruis. Ek vind my vreugde in 'n lewende verhouding met die Heilige Gees. En wanneer versoeking kom en die geleentheid is daar om die verkeerde ding te doen, sê ek, maar ek het 'n ander gerigtheid. My hart is op hom gefokus en dan sê ek 'n versoeking is die geleentheid om die regte ding te doen. En dan sê ek nee vir die verkeerde. En daardie gerigtheid is 'n lewe van aanbidding. Dit is waar ek en jy dan kom en sê, Here, U is my alles. U is my begin en my einde. Wanneer jy na Dawid se storie kyk, sien jy die hele evangelie gebeur. Jy sien die hele evangelie plaasvind. Dawid se verhaal vertel vir jou en my hierdie reël. God verwerp nooit 'n gebroke hart nie. Hoor mooi, God verwerp nooit 'n hart van berou nie. Want toe Dawid uitgevang was, hy gekonfronteer was met waarheid, die waarheid sy hart oopbreek, hy 'n eerlike gebed bid, die Here skep in my 'n rein hart. Toe Dawid dit doen, het God hom nie verwerp nie. Inteendeel, God kom herstel 'n gebroke hart. Inteendeel kom God en hy vervorm jou hart van 'n ou hart na 'n nuwe hart. Is dit nie wat die profeet Jesaja gesê het nie? Kyk, ek gee vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, sê die Here. Ek haal uit jou uit daardie hart van klip en ek gee vir jou 'n nuwe hart. Ek gee vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, leer die woord van die Here ons. Hy kom en hy kom vul dit met ware vreugde. En baie mense kyk daarna dat wanneer ons deur waarheid gekonfronteer word, dat jy voel jou hele lewe is blootgelê.
Here, hier is my alles, maar luister hierso. Konfrontasie met die waarheid is meer as net dat jou sonde blootgelê is. God het dit nie net blootgelê nie. Hy het jou sonde geneem en dit op sy seun geplaas, dat hy dit moes dra. Nie net het Jesus jou las en jou sondeskuld gedra nie. Hy het gesterf aan 'n kruis. Hy het dit daarmee gaan afreken. Hy het die sondelas skuld gaan betaal. Nie net het hy dit gedoen nie, hy het oor jou lewe uitgeroep, jy is vergewe. Nie net het hy dit gedoen nie, maar deur sy gees het hy jou kom herskep, en dis wat wedergebore is, die dag toe ons hom uitgeroep het, en sê, Here, word koning van my hart. Ek glo met my mond, dat U die Christus is, en ek bely met my hele hart, bely met my mond dat U die Christus is, en ek glo met my hart dat U uit die doodheid opgestaan het. Dit is my belydenis vandag. So hy dra dit. Hy vergewe. Hy kom nie net en lê dit bloot nie, maar hy kom maak jou en my nuut. As losprys, kom maak hy jou vry. En my uitnodiging vandag vir jou kind van God, is hierdie uitnodiging dat God jou wil nuut maak. Ek weet nie, wat 'n uitdagings jou op hierdie oomblik konfronteer. Maar daar is altyd net twee opsies. Gaan ons vandag sy stem hoor en daarop reageer? Gaan ons breek met daardie ou manier van leef? En gaan jy in vryheid begin wandel waartoe jy geroep is? Want hy wat die seun ken, sal waarlik vry wees. Amen. Amen. Hy wat die seun ken. Jesus, as dit dan U belofte is, U wat sê, as ek U ken, sal ek vry wees. Kom maak my vry, Here. Vry van hierdie gebondenheid. Gaan van gewoontelike sonde in my lewe. Ek wil 'n hart hê wat uitverkoop is aan die Here. Kom maak my nuut. Herskep in my 'n nuwe hart. En herstel in my hart daardie vreugde wat kom as ek weet ek is sondevry. Dit is wat die Here vandag vir jou en my wil kom doen. En ons almal sê amen. So boetie en sussie, jy wat vandag hier sit. As jy in geheime sonde of in die greep van sonde vassit, roep die Heilige Gees uit vandag en sê, kom terug. As jy soos die verlore seun in die modders die peule eet en tot 'n besef kom dat sonde en die wêreld het meer beloof as wat dit gegee het en jy's gebroke, kom terug. Want hierdie Vader staan op die stoepie, die lig brand elke dag en hy kyk uit. En die verhaal van die verlore seun is toe hy sy seunversing aankom, het hy na hom toe gehard om hom tegemoet gegaan. Hy het hom nie verwerp nie. Nie verwerp nie. Hy het hom herstel in eer en in aansien. Hy het vir hom 'n nuwe hart gegee. Dit is die evangelie. Dit is die boodskap van Jesus Christus. Dat God ons nuut maak. Dat wanneer ek en jy ons sonde erken, wanneer ons dit bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en te reinig van alles ongeregtigheid. En wanneer die waarheid jou vandag konfronteer oor waar jy is, en jy weet jy's besig om 'n speletjie te speel waarvan jy verloor, en jy wil so lank al breek, maar jy kan nie, sê hy, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is, en ek wil vir jou ware rus gee. Hy sê, kom na my toe, want ek wil vir jou 'n nuwe hart gee. Hy sê, kom, want ek wil jou herstel, sê die Here. En ons almal sê, amen en amen. Mag jy vandag die Vader se liefdeshart na jou toe uitgerek ervaar en sien en beleef. Mag hierdie konfrontasie nie vir jou iets wees van oordeel nie, maar iets wees van verbetering, van beterskap, van 'n nuwe begin, 'n oorbegin, van 'n nuwe hart, van 'n nuwe gerigtheid. Mag jy ervaar dat jou Vader vir jou sê, kom, dat ek vir jou 'n nuwe kleed aantrek, dat ek weer 'n ring aan jou vinger kom vassit, want ek het vir jou 'n feesmaal voorberei. Al wat ek vra is, as ek vandag klop aan daardie hart van jou se deur, en ek klop, maak oop, sodat ek kan inkom, want ek wil saam met jou 'n feesmaal hou. En ons almal sê, amen en amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastoor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.